Paulus gee vir ons so mooi opsomming wanneer hy vir ons sê in Romeine 13, wees aan niemand iets skuldig nie behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woorde saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ons wonderlike Vader, dankie dat U ons daardie liefde kom leer, daardie liefde wat rein is, daardie liefde wat heilig is, daardie liefde wat regverdig is, wat volmaak is. Dankie Vader Jahwe dat U daardie liefde in ons harte kom uitstort en ons deelgenote maak van U goddelike natuur, sodat ons ook kan lief hê en sodat U dit van elkeen van ons kan eis, Vader Jahwe, en daarom wanneer ons voor U verskyn vanmôre om U woord te open, dan is ons gebed dat ons dit werklik in liefde tot U sal doen. En dat ons nie daardie eerste liefde wat ons het, dat U die belangrikste sal prysgee vir die wêreld nie, maar dat ons altyd sal vra, Vader Jahwe, wat is U wil vir ons lewe? Vorm en maak ons dan waarlik ook vanmôre U welbehaaglik. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. U kan gerus sit. Kom ons blaai saam na 1 Petrus 1 toe asseblief. 1 Petrus hoofstuk 1. En ons skryf bo aan die boodskap perspektief op my lewe, perspektief op my lewe. 1 Petrus 1, ons gaan daar saam lees, vanaf vers 13 af. Petrus 1 vanaf vers 13 af 'n gedeelte, dink ek, wat baie van ons baie goed ken. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua Messia. Ons kom nie na al die gedeeltes terug nie, so ek wil net sê, wat 'n wonderlike verwagting het ons. Dat wanneer Yeshua kom, dit geopenbaar gaan maak, eerstens die kinders van Jahwe, maar ook ons erfporsie. Vers 14, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig, volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Messia, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Wat wel vooruitgeken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in Elohim, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op Elohim kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van Elohim, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, en sy blom val af, maar die woord van Jahwe bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Wat 'n groot genade, dat hierdie woord van Jahwe tot in ewigheid bestaan.
Die vraag vanmôre, na aanleiding van die onderwerp perspektief op my lewe is, hoe kyk ek na myself? Hoe evalueer ek myself? En dit is baie, baie belangrik. Ons hoor vandag baie motiveringssprekers, baie kort boodskapies, baie dinge. Hoe moet ons na onsself kyk? En die eerste gedagte is, dat as jy die verkeerde wegspringplek het, gaan jy 'n verkeerde einde hê. Ons almal ken die mooi beeld van wanneer daar 'n lyn is en jy hoef net 1 graad af te wyk, op die ou einde kom jy by 'n ander eindpunt uit. En daarom is dit belangrik dat elkeen van ons baie seker sal wees oor wie en wat ons is. Want vanuit daai wegspringplek af kan ons die regte perspektief hê op die toekoms. Die eerste gedagte is, wat elkeen van ons moet weet, is ons wese, is voor die grondlegging van die wêreld het Jahwe ons geken. Het hy ons verordineer. En dan was dit deur Jahwe is ons geskape. En nie net dit nie, selfs nadat ons in onsself en in Adam gesondig het, is dit Jahwe wat in Yeshua gesterf het en opgestaan het vir elkeen van ons om ons te koop vir homself. Daarom, kom ons lees net vers 18 weer, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge nie, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Messia, soos van 'n lam, sonder gebrekkeloos en vlekkeloos. Voor ons verder gaan wil ek vra, wie is dit wat ons voor die grondlegging van die wêreld verordineer het? U kan maar hardloop antwoord, wie was dit? Jahwe. Wie het ons geskape? Wie het selfs nadat ons gesondig het, ons opnuut kon koop? Weer Jahwe. So aan wie behoort ons? Aan Vader Jahwe. In volkomendheid. En dis baie belangrik, ons behoort nie aan onsself nie. Niks van ons kan ons op onsself reken, kan ons onsself toeëien, en daarom is die beginpunt dan in elkeen van ons se lewe, want ons moet die vraag vra, die skepper en die eienaar van iets bepaal die doel van iets. Wanneer jy iets skep, iets maak, dan maak jy dit vir 'n doel. Wanneer jy dan verder daardie ding besit, dan onderhou jy daai ding vir daardie doel. In 'n boodskap in die verlede, ek dink die boodskap se naam was die sin van hierdie lewe, het ek verwys na die gedagte van 'n klavier. Hoekom is 'n klavier gemaak? Om musiek te maak, of 'n viool, om musiek te maak. As ons daai viool vat en daai klavier, en ons maak die buitekant vuur, en ons gaan braai, en ons brand daai klavier, ons brand daai viool, gaan ons kolle hê? Nee. Dis nutteloos. Maar wanneer die eienaar en die maker van daardie instrument, en daardie instrument begin bespeel, dan kom die pragtigste klanke na vore. Dieselfde met ons lewens. Wanneer jy besluit waarvoor jou lewe op aarde is dit 'n nuttelose bestaan. Maar wanneer jy werklik besef dat die skepper en die eienaar, die onderhouer van my lewe, wat is sy doel vir my lewe? Dan kan my lewe ook 'n lewe wees wat werklik lieflike klanke, en soos die woord sê, 'n lieflike geur wees, tot verheerliking van Jahwe. Geliefdes, my vraag aan u vanmôre, voor ons verder gaan met die boodskap is, wie bepaal jou keuses? Wie bepaal jou lewe? Wie bepaal jou drome? Wie bepaal jou verwagtinge? En die van u wat vanmôre al die stilte tyd geluister het, handel oor die wil van Jahwe. Want ons as mense in 'n humanistiese wêreld word gekonfronteer met die eie ek en die selfvervulling en die mens wat iets moet doen. Die vraag dan vanmôre, is dit Jahwe se perspektief op die mens se lewe? Is Jahwe se wil dat die mens gesentreerd moet wees om homself? Want die oomblik wanneer dit gaan oor die-self en ons gaan dit kom op die ou einde, kan ons nie die wil van Jahwe volbring nie. Dus Jahwe, die skepper en die onderhouer en die eienaar van ons lewens, wat bepaal waaroor jou lewe gaan. Ek wil dit weer sê en ek wil hê jy moet dit hoor. Dus Jahwe wat bepaal wat in jou lewe moet gebeur. Nie jy nie. Dis net hy. En daarom, want die doel van Jahwe vind ons in vers 21, kom ons lees dit. Vers 21.
julle wat deur hom glo in Elohim wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op Elohim kan wees. Ons hoop, wat is die hoop in die konteks van die skrif? Is altyd die verwagting. Ons hoop is vas in Jahwe, naamlik die ewige lewe, ons verwagting. Daai hoop is iets kosbaars, dis 'n anker. En my hele lewe word ingerig volgens daardie hoop. En dis belangrik. As jy nie daai hoop het nie, gaan jou mikpunt skeef wees. Gaan jou mikpunt dalk hier op aarde wees en jy het 'n tydelike mikpunt in 'n verwysingsraamwerk of van aardse begeerlikhede en jy gaan daardie kosbare hoop en verwagting wat geloof bring in my hart, want wanneer ek dit glo, kan ek leef volgens dit en kan ek dit bereik. Wanneer my doel en my verwagting verkeerd is, gaan ek dit mis. Vers 9 sê dit so mooi. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. 1 Petrus 1 vers 9, ek lees dit net weer. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ons grootste uitdaging, seker op aarde, is ons besig raak in die wêreld. En ons rondhardloop en ons stoei en ons worsteling. As ek nou vir jou woensdagoggend 7 uur voordat jy die dag ingaan gevra het, wat is jou hoofdoel, dan jy dalk eers gesê 'n klomp werksdinge of wat ook al. Maar ons bewustheid van ons einddoel, van die sin van ons bestaan, van die perspektief van my lewe moet so oorweldigend wees dat ek elke oomblik, elke sekonde bewus is van hierdie hoop waantoe ek strewe. En dat my burgerskap is nie van hierdie wêreld nie, so ek gaan dinge anders doen as hierdie wêreld en ek gaan nie skaam wees daaroor nie, want my hoop is in Vader Jahwe. Ons is deur Jahwe gekoop, deur sy kosbare bloed. Ons behoort nie aan onsself nie. 1 Korinte 6 vers 19, kom ons blaai gou saam soontoe. 1 Korinte 6 vers 19. En hierdie punt wil ek graag bevestig, sodat elkeen van ons dit werklik besef. 1 Korinte 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van Elohim het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Ons gaan nou verder lees, maar ek wil dit sê, omdat julle nie aan julle self behoort nie, vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik Elohim dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan Elohim behoort. Kyk gou almal, ons het in die Gnostisisme het geleer, dat Jahwe is ver buitekant hierdie wêreld, hy is iewers buitekant hierdie wêreld, alles wat in hierdie verganklike wêreld is boos en is sleg, selfs jou vlees, alles is net sleg. Nou ja, ons weet dat binne in ons vlees is daai sarks, daai begeerlikheid na die sonde, maar jou vlees moet nog steeds, behoort ons vlees aan Jahwe? Absoluut. Behoort ons gees aan Jahwe? Absoluut. Alles behoort aan Jahwe. En daarom moet alles van my, dit behoort nie aan my nie, dis nie myne nie, dis nie vir my om te besluit wat ek daarmee wil doen nie, behoort aan Jahwe. En dan daarmee saam kan ons lees ook Handelinge 20. Handelinge 20. En daarom is daar so groot verantwoordelikheid op ons, op ouderlinge en opsieners. Handelinge 20 vers 28 is daai groot verantwoordelikheid. Vers 28. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van Elohim te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Hoekom is dit belangrik dat ons moet oplet eerstens, hoe ons oor die kudde van Jahwe regeer, hoe ons oor ons huisgesinne handel, hoe ons oor ons eie lewens handel, want niks daarvan behoort aan ons nie. Elke ouer wil ek vanmôre in die oog kyk en ek wil vra, aan wie behoort jou kinders? Aan Jahwe. Gaan hy vir jou rekenskap eis oor dit wat jy met jou kinders gedoen het? In volkomendheid. In alles wat ons ontvang, moet ons besef, dis nie ons dit nie.
Jou besittings wat jy het vandag, is dit joune? So 'n bietjie onsekerheid. Is dit joune? Niks daarvan. En elkeen van ons gaan rekenskap gee aan Jahwe wat ons daarmee doen. En ons dink so baie keer, maar hier is ons lewe nou op aarde en hierdie fisiese dinge behoort aan ons en ek kan my besluit te maak solank ek Jahwe net aanbid en Jahwe net dien. En dis nie hoe dit werk nie. In volkomendheid behoort alles wat ons is, alles wat ons het, alles behoort aan Jahwe. En my vraag dan vanmôre, die perspektief van jou lewe is, waarvoor gebruik jy dit? Jou tyd, jou aandag? Waarvoor gebruik jy die kinders wat Jahwe jou voormee geseën het? Waarmee is jy besig of is jy besig om dit wat Jahwe vir jou gegee het, kosbaar te benut? Wat doen Yeshua? Kan almal onthou, wie gee Jahwe? Daar's 'n sekere geskenk wat Jahwe aan Yeshua gee. Wie is dit? Die uitverkorenes. Kom ons gaan gou daarna Johannes 6 toe. Johannes 6 vers 37. En voordat ons dit lees, wil ek tog vra, wanneer Yeshua op aarde optree, is daar iets wat hy vir homself doen? Hoe gou jy moet so maak of so maak? Is daar iets wat Yeshua vir homself doen? Is daar 'n woord wat hy uit homself uitspreek? Alles wat ek spreek, alles wat ek doen, het ek van my Vader ontvang. Ek sê niks en ek doen niks as ek dit nie van hom ontvang het nie. En hier is 'n geweldige inslag, dat Yeshua in totaliteit besef het, maar my bestaan hier op aarde is nie vir myself nie, dis tot lof en tot eer van Jahwe. En as hy, die Seun van God, Jahwe self, daardie ingesteldheid het, om niks te doen uit homself nie, hoeveel te meer is dit nie ons wat nietig stof is, moet daai selfde ingesteldheid hê nie. En dan kom Yeshua, en Jahwe gee besonderlik vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Jahwe gee die uitverkorenes aan Yeshua. Yeshua sê, ek sal hulle nooit uitwerp nie, ek sal hulle vashou, vers 39, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Ek wil gou, jy moet mooi verstaan. Die uitverkorenes word aan Yeshua gegee. Wat doen Yeshua? Sy hele lewenstaak is om wat te doen? Daai uitverkorenes vas te hou. Om hulle te red, hulle te reinig, hulle te heilig en hulle weer aan Jahwe terug te gee, 1 Korinte 15. Wanneer Yeshua alles aan Jahwe teruggee. En hoor mooi, as Yeshua alles teruggee aan Jahwe, hoeveel te meer nie ons nie. Hoeveel te meer moet daar 'n ander ingesteldheid in ons harte kom, en dit word opgevolg juis deur die gedagte, ek behoort nie aan myself nie. Ek bepaal nie my eie lewe nie. Dis nie my wil of my drome of my begeerlikhede wat tel in my lewe nie. Nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Nou wil ek net vra, hoe klink dit ten opsigte van humanisme? Humanisme gaan oor die eie ek en die mens. Oor wat jy wil doen. Ek wil gou vir jou vra, is daar 'n sekonde in jou lewe wat in jouself behoort? Nee. Dit alles behoort aan Jahwe. Dit beteken nie, ons kan nie dit wat Jahwe vir ons geskaap het en gegee het geniet nie. Dit beteken nie, ons kan nie die natuur geniet nie. Dit beteken nie, ons kan mekaar nie geniet nie. Maar dat ek moet weet, dat ek daarvan alles gaan rekenskap gee, en dat ek dit moet geniet binne die teenwoordigheid van Jahwe. Nie myself nie, nie buiten Jahwe nie, maar juis in Jahwe. Die eerste punt dan vanmôre is, aan wie behoort ek?
Die tweede punt wat daarmee saamkom, omdat ek dan weet ek behoort aan Jahwe, daarom moet ek Jahwe gehoorsaam wees. 'n lewenswandel op aarde is dan 'n wandeling in gehoorsaamheid. Die mens kan nie vir homself bepaal wat is goed nie. Die mens kan nie vir homself uitdink, maar dis onder die wil van Jahwe, om te sê, Jahwe, wat is u wil? En daarin vers 2, kom ons 1 Petrus 1 vers 2. Moet ons as gelowiges se volhoudende ingesteldheid wees, vers 2 van 1 Petrus 1. Uitverkore, volgens die voorkennis van Elohim die Vader, in heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid. Hoekom is ons uitverkore? Sodat ons kan gehoorsaam wees. Sodat ons in gehoorsaamheid die heerlikheid, die hoop kan ontvang. Is almal by. So, Jahwe verkies ons uit en hy wandel met ons en hy stuur sy Gees in ons harte. Hoekom? Sodat ons gehoorsaam kan wees, want in gehoorsaamheid ontvang ons die hoop. En daarom is dit baie, baie kosbaar. Daarom, hoe meer ons na die eienaar kyk, hoe meer ons gehoorsaam is aan hom, want wat kyk ons, wat as ons na Jahwe kyk, wat sien ons? As u in die stilte tyd na Jahwe kyk, wat sien u? Wat neem u waar? Jahwe se heiligheid, Jahwe se reinheid, Jahwe se regverdigheid, Jahwe se liefde, Jahwe se heerlikheid. En ons sien sy grootheid en sy almag en sy liefde en sy absolute suiwerheid, sy volmaaktheid. En hoe meer ons na hom kyk en sê, Jahwe, laat u wil in my lewe geskied, wat word ons deelagtig? Daar dieselfde karakter. En daarom kan ons lees in 2 Korintiërs, kom ons blaai saam so in 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3, en dit moet in elke gelowige se lewe teenwoordig wees. 2 Korintiërs 3, ons gaan lees daar vers 18. Gehoorsaamheid bring mee dat ons na Jahwe kyk vir leiding, dat ons deurlopend met hom besig is, vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van Jahwe aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur Jahwe wat die Gees is. Geliefdes, dit is so belangrik dat gelowiges moet verander word na die beeld van Yeshua. Ons kan nie sê, ons dien Jahwe en ons oë is gefestig op Yeshua en ons verwag hom en ons wandel met hom, ons wil hom gehoorsaam wees, maar ons verander nooit soos hy nie. Jy kan nie aangaan met jou normale lewe en sê, maar my oog is gefestig op Yeshua nie. Gehoorsaamheid vereis dat ek verander word na die beeld van Jahwe. Ons is geskape na die beeld van Jahwe. En die sonde het daardie beeld skade gedoen. En 'n lewe van sonde doen daardie, want daardie kosbare deel van een van daardie dele van die beeld van Jahwe is die feit dat ons 'n verhouding met Jahwe kan hê. En wat doen sonde? Dit doen daardie verhouding skade. Dit skend daardie verhouding. Dit skend daardie beeld. Nou word ons weer deur Yeshua verander na die beeld van Jahwe. En die heerlikheid van Jahwe word in ons harte uitgestort, die volheid van Jahwe in die Heilige Gees. Met die opdrag vir ons as gelowiges om dit deelagtig te word. Dat hy moet meer word en ek moet minder. Dat ek dit moet gehoorsaam, dat ek daarin moet wandel, dat ek dit moet oordink, dat ek dit moet bepyns, sodat dit in my kan word van heerlikheid tot heerlikheid. En daarom, geliefdes, bring dit ons by die derde punt. Punt 1, ons behoort aan Jahwe. Punt 2, daarom moet ek hom gehoorsaam wees en op hom hoop en op hom wag en na hom luister en deur die Gees verander word na sy beeld. En in dit is die derde punt baie belangrik, wat Petrus na verwys is, om my lendene van my verstand te omgord. Want wat wil hierdie skade doen? Kom ons lees dit daar, 1 Petrus
1 Petrus 1 vers 13. Ons gaan lees tot en met vers 16. Daarom, omgord die lendene van julle verstand. Terwille van die kinders, wat beteken dit? Neem beheer oor jou denke. Om werklik waar te sê, waarmee hou ek my denke op? Pas op, wees waaksaam. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua Messia. Hy sê dat, wat moet ons weer? Ons moet daai hoop vashou, daai verwagting, met die koms van Yeshua, hou dit vas, vers 14. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Voor ons verder gaan, was daar in almal van ons lewens, of is daar nog ten dele, maar was ons onderhewig aan die begeerlikhede van hierdie wêreld voor ons tot bekering gekom het? Ja. Wat ek wil doen, my drome, my begeertes, my woedes, my wil, my selfsug, my eie ek, my welis, my begeerlikhede. Maar nou, vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En hierdie is 'n woord, word beteken dis 'n proses. Elke kind van Jahwe moet in daai proses wees van heiligmaking. Kom ek verduidelik net heiligmaking weer. Kan jy almal onthou, hoe het iemand heilig geword in die ou verbond? By Sinai, hoe kon iemand heilig word? Eerstens, die voorvereiste tot heiligheid was reinheid. Kan almal dit onthou? Jy moes eers rein gewees het. Wat was reinheid? Daar moes 'n wassing, daar moes eers 'n offer gebring het, 'n sondoffer gebring gewees het. En wanneer daai offer gebring is, dan moes daar 'n wassing plaasgevind het, ou klere uitgetrek het, vuil klere uittrek, skoon klere aantrek, dan's ek rein. Die priesters, elke keer wanneer hulle na die tempel toe kom, moes hulle hierdie proses deurgaan. Voor hy kon tempeldiens doen, moes hy gewas het, offer gebring het, en dan kon hy in, was hy dan al heilig? Nee. Eers wanneer hy in die heiligdom ingaan en kontak het met die hoogheilige dinge, word hy heilig. In ons lewens is dieselfde. Is die offer al gebring vir ons reinheid? Ja, naamlik Yeshua. Is ons klaar gewas? In Yeshua is ons klaar gewas. Is ons nou heilig? Nou is 'n goeie vraag. Kontak met die hoogheilige dinge. Het ons kontak met die hoogheilige dinge? Wag so 'n bietjie staan. Ja. Wie is die hoogheilige wat nou in ons is? Die Heilige Gees. En die Heilige Gees maak ons heilig, maar ons moet na hom luister. En daarom, kom, wat het met 'n priester gebeur wanneer hy heilig is en hy ontheilig homself? Hy word gestraf. Die hartseer deel is, so baie van ons sê ons wandel deur die Gees, maar ons is besig met onhebbelike dinge. En ons is besig met die eie ek, en ons is besig met welis en selfsug en woede en aggressie en vloekwoorde en skelwoorde en vuil grappe en al daardie dinge. En dan sê ons is heilig. Dit skend die beeld van Jahwe in ons lewe. En daarom, geliefdes, vers 16 sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Geliefdes, ons roeping is om regtig onsself prys te gee in die wil en die doel van Jahwe te leef, om die verhouding met Jahwe, sodat die heerlikheid van Jahwe sy reinheid word, my reinheid. Sy eerlikheid word, my eerlikheid. Nie draaie loop, nie wit leentjies nie, nie al daai dinge nie. Sy eerlikheid word werklik my eerlikheid. Sy regverdigheid word my regverdigheid. Sy absolute opregtheid word my opregtheid. Sy barmhartigheid word my barmhartigheid. Sy liefde word my liefde. En ek wil daarmee vra, waar is jou lewe? Waarmee is jy besig in jou lewe? Is jy besig in hierdie proses elke dag om te sê, Jahwe, verander my. Jahwe, maak my
meer en meer na u beeld? Of het jy jou eie drome en jou eie begeerlikhede wat jy elke dag na? Môreoggend of vanmôre of gisteroggend toe jy wakker geword het, waaroor het jy gedroom die dag? Toe jy jou oë oopmaak, wat het jy gedink, Jan Hendrik, Etienne, sien ek uit na vandag? Want dit getuig wat in jou hart is. En ons kan 100 keer vir mense sê ons dien Jahwe, maar dis wat in jou hart is wat tel. As jy wakker word met een begeerte, daar, onthou wat sê Joshua, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En ek wil vir 'n oomblik vir jou vra, dink gou gisteroggend, waarna het jy wakker geword? Of was jou eerste gedagte, Jahwe, dankie. Dankie dat ek aan U mag behoort, dankie dat ek U mag ken, dankie dat ek U mag lief, omdat U my lief gehad het. Omdat U genade en U vrede. En weet jy hoe verander ons daai ingesteldheid? En dis baie belangrik, ter wille van die jong mense, want kyk, as jy jonk is, het jy baie drome, en baie keer het die vlees so 'n bietjie groter vatplek op jou. Wanneer jy ouer word en jy word groter, dan kom jy agter, maar dis nutteloos. Maar as jy jonk is, dan het jy nog bietjie daai vleeslikheid. Jy wil nog die wêreld verander. Hoe kry ek dit reg dat my begeerte aan Jahwe sal wees? Hoe doen ek dit van jongs af dat my begeerte, Sanmaritjie, na Jahwe sal wees? Om Jahwe te oordink. Want dit wat jy dink, dit is jy. En as jy die hele tyd dink aan vleeslike goeders, waarmee gaan jy wakker word? 'n begeerte na vlees. As jy die hele tyd dink aan wraak, waarmee gaan jy wakker word? Met 'n gedagte hoe ek verklop gaan potjie. As ek die hele dag dink aan geld, dan gaan ek wakker word met die begeerte na iets blink. So dit is. Daarom wil ek vir jou vra, wat is jou skat? En daarom sê die woord, jy moet jou lendene van jou verstand omgord. Om werklik bedink die dinge wat daar bo is. Om met Jahwe te wandel. Waak teen die sonde, want die sonde skend die beeld van Jahwe in jou. Want wat bring gierigheid? Gierigheid bring selfsug en eie waan. Gierigheid bring, ek is jaloers op ander. En so baar sonde in my lewe. Welis bring hartseer, teleurstellings, onvervuldheid en alleenheid. Woede, aggressie, noem dit wat daar is, wat die beeld van Jahwe skend. Op die ou einde gaan dit oor een ding, die eie ek. Het ek werklik my lewe by die vloekpaal afgelê of het ek nie? Het ek regtig gesê, ek leef nie meer vir myself nie, dis Jahwe wat in my leef. Want dis wat ons bely het. Dis wat die meeste van ons getuig het. Geliefdes, en dan kom ons by die resultaat daarvan. Dis eers dan, wanneer ek niks is nie, wat ek regtig kan lief hê. Want wanneer dit nog altyd oor my gaan, is dit, hoe voel ek wanneer ek nou 'n paar ouens bymekaar kan kry en ons kan lekker saam kuier, hoe voel ek oor myself? Maar liefde sê, dit gaan nie oor my nie. Vers 22, kom ons lees dit 1 Petrus 1 vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Wat is die vrug van die beeld van Jahwe? Liefde. Wat is die vrug wat daaruit na kom? Wat is die vrug wat voortkom? En hoor nou mooi. Wat is die vrug wat voortkom uit reinheid? Liefde. Wat is die vrug wat voortkom uit regverdigheid, uit barmhartigheid, uit nederigheid, uit sagmoedigheid, noem watter dit ook al is daai liefde. Is die vrug wat voortvloei uit dit. Ook wanneer ek bewus is van my eie posisie in Jahwe. Hoekom is daar so baie mense wat nie kan lief hê nie, wat veroordeel en wat skinder en wat fout vind en al daai, hoekom? Want hulle voel onseker in hulle self. Alhoewel dit gaan oor hulle eie lewe en die eie ek, is die eie ek nooit sterk genoeg nie.
Want die eie ek is swak in homself. Jy kry nooit genoeg nie. Maar wanneer u en ek veilig vind in Jahwe, veiligheid vind in Jahwe, wanneer ons daai absolute genoegsaamheid, welgeluksaligheid ervaar in Jahwe, is daar by my 'n behoefte om iets fouts by Tannie Grieta te soek? Nee. Gaan ek dan bietjie jaloers wees omdat Toby vinniger hardloop as ek? Nee. Of omdat Wynand mooier is as ek? Nee. Gaan nie gebeur nie. Daar gaan waarlike liefde kan vloei. Die lakmoestoets vir waar jou hart is of jy werklik kan lief hê. Want liefde is 'n goddelike eienskap. En dit vloei uit die karakter van Jahwe. En hoe meer ons die beeld van Jahwe deelagtig word, want onthou, 1 Johannes 4 vers 8, almal ken dit, hy wat nie lief het nie, is nie uit Elohim nie, want Elohim is liefde. Ook vers 16, en ons het die liefde van Elohim leer ken, en dit geglo, Elohim is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in Elohim. Geliefdes, daarom die eis van Yeshua. Hoe sal julle weet dat julle werklik my disippels is? Nie wanneer julle so sê nie, nie wanneer julle dit bely nie, nie wanneer julle opstaan en sê, meester, ek sal sterf ter wille van u nie, nie wanneer ek dit doen, sodat die ander mense dit kan sien en lang gebede bid en breë some bind om my kleed nie. Nie wanneer ek opstaan in geregtigheid en sê, dankie tog dat ek al hierdie wette gehoorsaam om u gehoorsaam te wees nie. Nie een van hulle nie, want in elkeen van daai gevalle kom Yeshua en sê, ek ken jou nie. Maar wanneer julle liefde onder mekaar het, dan sal ek weet dat julle my disippels is. Geliefdes, die perspektief van ons lewe eerstens. Ons doel, want almal wil 'n doel hê, dis belangrik, dis 'n belangrike beginsel van ons. Wat is ons doel? Ons doel is om die wil van Jahwe te volbring. En die wil van Jahwe is geopenbaar in Yeshua, naamlik sy reddende liefde. Ons hooftaak, en ek sluit hiermee af, moet wees om hulle rondom ons, deur liefde, hulle lewens te red. En ons kan dit nie self doen nie. Dis Jahwe wat dit doen, maar ons oproep moet wees om te bid, om in te tree. En wat is jou ingesteldheid, en ek wil daarmee afsluit wanneer jy na ander mense kyk? Jy weet, daai ou irriteer my daarom. Jy weet, hy bly, ek het al vir hom hoeveel keer gesê, ek het al vir Sakkie 10 keer gesê, Sakkie, hou op om daai das te dra. Of iets ergers, hou op om, ek wil amper sê, my slaai te krap. Hou op om in te meng by, wat het ook al mag wees, waarmee, ek weet nie by die werk, hou op om in my lesenaar te krap. Al sulke tipe van dinge. En ons vlees is om na die mens te kyk en veroordeling te wees. En ons vlees is vir die mens is om foute raak te sien. En ek wil vra, daar waar jy sit, wat sien jy in hulle wat rondom jou is? Wat sien jy in jou lewensmaat? Wat sien jy in jou kinders? Wat sien jy in jou familie? Want wanneer jy na liefde kyk, dan sien jy die mooi en die begeerte om te bid vir hulle, om werklik tot redding te kom. En dis ons werk. Mede-bedienaars van die evangelie van Yeshua. Die blye boodskap van redding. En ek wil vra, vir hierdie week wat voorlê. Vra regtig, en dis nie iets wat net van self kom nie. Dis eers wanneer ek werklik waar besef aan wie ek behoort en my lewe daarvolgens inrig.
En my lendene van my verstand omgord, om te sê, Jaweh, leer my u wil. Wanneer ek dit doen, dan gaan die liefde in my na vore kom. En daarom wil ek vra, mag Jaweh elkeen van ons help, want dis ons roeping. Ons leef in 'n wêreld van Nobelpryse en groot dinge. En weet julle wat? Daar's een ding wat Jaweh verwag, dat ons daai liefde sal hê. Mag Jaweh dit regtig in elkeen van ons se lewe uitstort. Kom ons staan dan bid ons saam. Vader Jaweh, ons word soms so besig gehou deur wêreldse dinge en kennis en gejaag na wind en sukses en erkenning en mag. Maar Vader Jaweh, dankie dat ons in hierdie môre kan getuig, ons is Israel, u volk. En Vader Jaweh, van al die volke wat daar is, het u ons uitverkies, het u ons lief gehad, en het u ons aan u self geheilig en toegewy aan u, met daardie een begeerte en daardie oproep, dat ons u werklik sal lief hê. En dat ons mekaar in u liefde ook sal lief hê. En Vader Jaweh, dankie dat ons nie hoef bekommerd te wees, en na groot, hoë dinge hoef te streef nie, maar dat ons kan getrou wees in dit wat u in ons harte lê. En Vader Jaweh, daarom wil ons vra, help ons elkeen asseblief, ook in hierdie week, dat ons so diep bewus sal wees, dat ons aan u behoort, dat ons nie aan onsself behoort nie, dat ons daarom elke oomblik sal vra, Vader Jaweh, wat is u wil vir ons lewe, omdat ons weet, dis nie onsself nie. En help ons om ook in volkomendheid aan die Heilige Gees gehoorsaam te wees. Dat hy ons lei, dat hy ons vorm, dat hy ons rig, sodat ons u beeld kan uitdra. En help ons om te waak teen die sonde en die begeerlikhede van hierdie wêreld, en gee ons daardie krag en onderskeidingsvermoë, dat ons sal nee sê, en wanneer ons oortree, dat ons dit sal bely. En Vader Jaweh, sodat u liefde na u en na mekaar vrylik deur ons kan vloei. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, bid ons dit met daardie verwagting van die hoop wat voorlê, wat vir ons weggebêre is in Yeshua. Al die lof, al die eer kom u toe. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jaweh sal ons seën en ons behoed. Jaweh sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jaweh sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.